Goed. John Ortberg, wat een van my gunsteling auteurs is, en een van my gunsteling predikers is, wat ek baie van sy goed al na geluister het en gelees het, hy vertel hierdie storie, hy vertel hoe hy na baie jare, hy het vir baie jare in die golf gespeel nie, en toe nooi 'n klomp van sy pelle om te gaan golf speel. En hy sê, jy weet, as jy so op die TV kyk, jy weet die ouens, dis mense aan hierdie kant, dis mense aan daai kant, hulle slat af, niemand word raak geslaan nie, die ou slaat die bal lekker reguit, ver. Ek meen, dit lyk so maklik op die TV, nee, dit lyk so maklik en dit lyk so lekker, en hy dog, wel, hoe moeilik kan dit nou wees? En hy's daar op die eerste pytjie, hulle gaan speel golf daar by 'n golf estate. En hulle sê vir hom, nee, hy kan nou maar eerste afslaan, en hy's daar reg met sy drywer, en hy sê, hy slat sy eerste hou, hy sê, maar in die geskiedenis van die mensdom, was daar nog nie so skewe hou gewees nie. Hulle het gedink vanuit 'n fisiese oogpunt, dat so hou nie moontlik was nie, maar hy het dit reg gekry. En hy hoor, sien hoe gaan die bal so met 'n 90 grade, slat hy daar in een van die huise, hy hoor net teels, die teels op die dak, breek 'n klomp teels, hy hoor hoe breek teels, hy dink daar's 'n venster of twee ook stikkend, want die bal het nog oorgespring, en hy so half, okay, well, nou moet ek moet maar seker my bal gaan soek, en die ouens wat toe saam met hom speel, en sê, nee wat, vat 'n mulligan, wat 'n mulligan, wat 'n mulligan, nou die van julle wat golf speel sal weet, mulligan is 'n term wat jy gebruik, wat jy sê, you can have a do-over, you can have another chance, you can have another opportunity. Ons gaan dit nie neerskryf nie, ons gaan maak asof dit nie gebeur het nie, ons skryf dit nie neer nie, ons hou nie telling nie. Yes, hy tog wel fantastic, ek hou nou sommer al klaar baie meer van hierdie game. Hy sê, en hy het nou maar afgeslaan, en nie te sleg gegaan die res van die ronde nie, maar hy het nou nog 'n paar mulligans nodig gehad, soos wat hy verder gegaan het. Toe hy na die tyd 'n bietjie dink oor hierdie geleentheid, toe dink hy, yes, maar sal dit nie wonderlik wees, as 'n ou deur die lewe kan gaan, en as jy droog maak, laat jy jou hand kan opsteek en sê, ek vat 'n mulligan vir daai ene nie. Jy ry 120 km/h hier op ontdekkers af, die verkeersbeampte spring voor jou in, hy sê, meneer, vir jou, vir hierdie, dis 'n 80 km/h sone, vir jou, special price today, net 'n R2,500 boete. Dan sê vir hom, nee, ekskuus tog, ek het nog so 'n paar mulligans wat ek nie gebruik het nie, ek vat my mulligan vir hierdie ene vandag, nee, dit sal nou nogal lekker wees as ou dit kon doen, nee. Kom ons veronderstel, jy skryf 'n bietjie eksamen. Jy pluk daai toets soos in verskriklik. Ek sal nie name noem nie, ek gaan net volg net my oor daar in ons huis. Jy weet, dan gaan jy daarna na jou dosent toe, en dan sê jy vir hom, verskoon tog, professor, I will take my mulligan for this one. Sal dit nie lekker wees? As jy en jou vrou een maasige wolk van 'n vassit het, en jy sê, en jy doen iets, jy weet, ons as mans, dit gebeur natuurlik nooit, dat ons iets doms of onnootsels doen, of sê, dit wat jy moes doen, nie gedoen het nie, en dit wat jy veronderstel is om te doen, julle kry die idee, nee? Sal dit nie lekker wees, as jy net kan sê, ek vat my mulligan vir hierdie ene. Sit net vir my 'n bietjie die versie op. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as wat die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Jy kan sommer net vir my die Engels op die skerm los. As jy die Bybel lees, ek
dink Eksodus 32, dan sê Moses, Here, ek wil U sien. En dan beweeg die Here by hom verby, en dan sê die Here vir hom, I'm a gracious God, slow to anger, rich in love. Jy lees dit hier in die Psalms. Jona, toe hy wag vir die swaal en die vuur om uit die hemel uit te reën op Nineve, en dit gebeur nie, en hy na die tyd is wip hy homself vir die Here, en hy's kwaad vir die Here, en hy sê, ja Here, ek het geweet, you are gracious, slow to anger, rich in love, stadig om kwaad te word, vinnig om te vergewe. Hy sê, ek het dit geweet. En as jy so deur die Bybel blaai, dan kry jy hierdie refrein, reg deur die Ou Testament. Ek weet nie van julle nie, maar vir my is Desember en die Kerstyd een van die lekkerste maande van die jaar. Ek love it. Van ons het die voorreg om so 'n bietjie van 'n rustiger pas en tempo te hê. Ons kan eet. En ons kan eet, nee. En ons kan kuier, en ons kan tyd saam spandeer. En is net, I just love this time of the year. Maar hierdie tyd van die jaar herinner my aan 'n God wat stadig is om kwaad te word, vinnig is om te vergewe en ons skuld afskryf. En oor hierdie Kerstyd vir jou en vir my kom sê, vat 'n mulligan. I'm giving you a grace note through my son. Ek vergewe, ek skryf skuld af. Ek bly nie vir altyd kwaad nie. Ek is gedagtig daaraan dat jy van stof gemaak is. I'm slow to anger, rich in love, gracious, compassionate. En dis die Jesus waarna ons dink in hierdie Kerstyd. En dan net vinnig nog 'n storie van John Ortberg. Hy het op daai stadium 4 sulke orgelpypies gehad. Hulle was so, ek dink 6, 4, 3, 2, jy weet, hulle was so, hy het so 'n klomp orgelpypies gehad. En die een dag was hy een dogtertjie, die een klein dogtertjie was hy saam met hom die motor. En hy sien nie lekker wat sy doen nie, maar sy die tuinslang het sy beet en op 'n stadium kry sy die kattebak oop, maar in sy kattebak is sy tennisraket, in sy kattebak is sy rekenaar, in sy kattebak is nie net die tennisraket nie, nie net die rekenaar nie, maar 'n klomp van sy boeke en 'n klomp goeders waarna hy besig was om te skryf, en hy het 'n klomp goeders fisies op papier gehad, en sy plikke daai die kattebak uit, maar sy spuit dit toe nou ook sommer toe nou sopnat in die proses. En toe hierdie klein dogtertjie haar pa se gesig sien, toe besef sy, maar nou is sy in die moeilikheid. Nou het sy droog gemaak. En hy sê, jy kry nie maar net sommer 'n mulligan om 'n mulligan te kry nie. Hy sê, hy het haar dadelik opgetel, hy het haar vasgehou en hy het vir haar gesê, dis okay, moenie worry nie my liefie, kom ons tel die goed op en kom ons bære dit. Maar iemand moes betaal vir die rekenaar. Iemand moes betaal vir die nuwe raket. Iemand moes betaal vir die nuwe boeke wat hy moes gaan koop en die manuskrip wat weg was. Sy het aangebied om haar spaarvarkie vir haar pappa te gee. Maar haar spaarvarkie sou nie die skade gedek het nie. En ek en jy wil ons spaarvarkie aanbied vir die Here. En ons wil vir die Here sê, Here, ek sal 'n beter lewe probeer leef. Here, ek sal ophou vloek, ophou drink, ophou dit, ophou dat. Ons kry nie net mulligans nie. En om droog te maak is nie maar net okay nie, maar iemand moet daarvoor betaal. En die wonderlike van Kersfees in hierdie seisoen waarin ons ingaan, is dat ons 'n God het wat sê, ek gee vir jou 'n mulligan. En hy kan vir ons 'n mulligan gee, want hy het die prys betaal.
deur aarde toe te kom, sy seun te stuur, om die brug na die Vader toe te bou. He is compassionate, merciful, slow to get angry, filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. He does not punish our sins, for he does not deal with us harshly as we deserve. For his unfailing love towards those who fear him is as great as the height of the heavens above the earth. He has removed our sins as far from us as the east is from the west. The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear him, for he knows how weak we are. He remembers we are only dust. En dan sien ek my tyd is op, gaan 'n laaste sinnetjie gou gesê. Dit was 2006. Ek kyk na my eie lewe. Ek kyk na my gebrek aan spiritualiteit. Ek kyk na die foute wat ek maak. Ek kyk na my oneffektiwiteit in die bediening. En ek kom op 'n punt en ek sê vir die Here, Here, I'm done. Ek gaan nie verder nie. Jy moet maar iemand anders kry wat meer geskik is vir hierdie werk. Iemand wat meer talentvol is. Iemand wat dit beter kan doen. Iemand wat effektief kan wees in die hand. En ek bid, ek sê, Here, ek's nou ernstig daaroor. Ek sê, Here, maar U het die Rooi See verdeel. Het vir 5000 mans en vrouens het die kos gegee. Ek wil vra net vir so klein WhatsApp, SMS, fax, e-mail uit die hemel uit. Wie van julle het al so gebedjie vir die Here gebid? Vir die Here gesê, Here, ek vra nie baie nie, stuur net vir my 'n e-mail met 'n antwoord. En ek tel een van John Ortberg se boeke op en hy skryf die volgende sinnetjie. Get back in the game. Nurture the gifts that I have given you. Cherish the calling that I've given you. Devote yourself to the church. Feed my sheep. They need you. En ek ervaar dat die Here vir my 'n mulligan gee en dat die Here vir my sê, get back in the game. Nurture your gifts and your calling. Devote yourself to the church. Feed my sheep. They need you. En ek ervaar, dis wat die Here vir my gesê het. En vir elkeen van julle wil ek vanoggend sê, vat 'n mulligan. Take his grace note. In die hemel is daar nie 'n rekord daarvan nie, want sy seun het daarvoor betaal. Father, we thank you that you are a gracious God, slow to anger, rich in love. Dankie, Here. Dankie dat U gedagtig is daaraan dat ons maar stof is. Dankie dat U stadig is om kwaad te word, vinnig is om te vergewe. En Here, soos wat ons mulligans van U kry, bid ek, Here, dat ons dit ook mildelik sal uitdeel. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. En almal sê,